Ons werk vandag met die tema Here, leer ons tog om te bid. Nou vir vandag gaan ons bietjie anders werk, in die sin dat jy nie my gesig gaan sien nie. En dit is ten minste deels om jou aan te moedig, om dalk terwyl jy hierna luister, jou oë toe te maak. Nie dat toe oë die enigste manier van bid is nie, maar om jou wel in hierdie spasie uit te nooi. Haal diep asem, raak rustig, maak dalk jou oë toe, en laat toe dat jy in hierdie boodskap oor gebed, sommer in gebed ook verkeer. Dit is die enigste versoek rondom iets wat die disippels by Jesus wou leer. Die enigste versoek wat hulle aan Jesus rig rondom lering is oor gebed. Here, leer ons tog om te bid. Waarskynlik is dit iets waarmee ons ook diep kan resoneer. Ons verlang daarna om van aangesig tot aangesig met God te kan praat. Ons het die behoefte aan 'n intieme verhouding met God. Ons soek in die goeie van ons lewens en in die swaar, in die mooi van ons lewens en in die gebroke, in die groot vreugdes en in die droewige laagtes na die nabyheid van God. Here, leer ons tog om te bid. En dan kan ons onsself natuurlik afvra, wat presies is gebed? Ons dink gewoonlik maar aan gebed as ons inisiatief. Ek bid, en hopelik luister God en hopelik antwoord God. Tog is dit soveel meer omvangryk en mooier as dit. Gebed is toe nou nie 'n supply and demand tipe verskynsel nie. In 'n groot mate bly gebed dit wat ons van God vra. Tog is gebed natuurlik meer as dit wat ons van God vra. En ons sien dit wanneer ons Lukas 11 se weergawe van die Onse Vader so bietjie begin ontleed. Vader, laat U naam geheilig word. Tog word God se naam reeds geheilig in die manier wat sy naam verkondig word. Laat U koninkryk kom. Tog word God se koninkryk reeds al meer 'n werklikheid in die manier wat sy genade en liefde geleef en gedeel word. Gee ons elke dag ons daaglikse brood. Tog kan ons getuig dat God reeds voorsien, altyd en aanhoudend voorsien, selfs wanneer ons nie presies weet hoe die daaglikse brood lyk wat ons nodig het nie. En vergeef ons sondes. Tog vergewe God ons reeds, ook in die manier wat ons ander vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie. Tog staan God ons reeds by. Rus God ons reeds toe om nie in die teenwoordigheid van versoeking in die greep van die bose te beland nie. Gebed gaan baie minder oor ons inisiatief en baie meer oor ons deelname aan dit waarmee God reeds besig is. Gebed is toe nou nie ons wat 'n gesprek met God begin nie, maar juis ons wat kies om deel te neem, as ook God wat ons uitnooi om deel te neem aan 'n gesprek wat God van die begin van die skepping af al voer. Nou, direk nadat Jesus die disippels dan leer bid, deel hy met hulle 'n tipe van 'n gelykenis, eintlik 2 gelykenisse of vrae om iets rondom gebed te verduidelik. Lukas 11 vers 5 tot 10. Hierna het hy vir hulle gesê: "Gestel een van julle het 'n vriend en hy gaan om middernag na hom en sê vir hom: Vriend, leen tog vir my 3 brode, want 'n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom en ek het niks om vir hom voor te sit nie. En daardie man antwoord van binne af: Moet my nie pla nie, die deur is al gesluit en ek en my kindertjies is al in die bed. Ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, selfs al staan hy nie op om dit vir hom te gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en vir hom gee wat hy nodig het, omdat die man so onbeskaamd aanhou. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang en wie soek vind en vir wie klop sal oopgemaak word." Hou in gedagte, hierdie gedeelte wil help om iets te verduidelik of te bevestig rondom gebed. 'n Vriend wat 'n ander vriend in die middel van die nag gaan vra vir brode. Hierdie vriend wat reeds in die bed is, staan dan uiteindelik wel op en gee aan die eerste vriend dit wat hy vra. Nou gewoonlik word hierdie teks verstaan soos volg: As gelowiges moet ons net nie
ophou vra nie. Ons moet bly vertrou en onophoudelik, amper skaamteloos bid. Dan sal God uiteindelik vir ons gee wat ons nodig het. Die 2020 vertaling, die meeste vertalings, skep daardie idee. Maar dit is hoofsaaklik omdat die Grieks baie moeilik vertaal en dit baie lomp raak as mens dit probeer verduidelik. Wat bedoel ek? Die skaamteloos of dan die onbeskaamd wat ons in hierdie teks lees, lyk of dit oor die persoon gaan wat die brood vra. Maar waarskynlik gaan dit eerder oor die persoon wat reeds in die bed is. Juis omdat hy onbeskaamd wil bly, juis omdat hy nie in die skande wil kom nie, sal hy wel opstaan. Nou as daardie Lukas vers dan 'n bietjie anders vertaal word en geparafraseer word, kan dit dalk soos volg klink. Ek sê vir julle, selfs al staan hy nie op om dit van hom te gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en vir hom gee wat hy nodig het, omdat hy nie self skaam wil kry nie. Die man in die bed is die een wat skaamteloos wil bly, of eerder die een wat nie in die skande wil beland nie. Daarom sal hy opstaan en gee wat die ander persoon vra. Veral nou dat die ander persoon soveel keer gevra het, dat die hele dorpie al gehoor het, en daarom sal die hele dorpie hulle self skaam oor hierdie man wat nie gasvryheid wil betoon deur op te staan en brode te gee nie. Met ander woorde, die fokus is nie op die man wat sogenoemd skaamteloos vra nie, maar op die man wat opstaan, nie omdat hy vriendelik is nie, maar omdat hy sy eie eer wil beskerm. Dan, direk daarna kom Jesus se volgende woorde, ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang, en wie soek vind, en vir wie klop sal oopgemaak word. Die persoon moet redelik smeek, maar daardie man, wat bloot opstaan om sy eie eer te beskerm, het wel op die ou einde alles gegee wat die persoon gevra het. So, as daardie man, wat net oor sy eie eer bekommer, kon gee, dink net hoeveel meer en hoeveel makliker sal God kan voorsien. God van liefde, genade, verhouding. God wat nie bekommer oor God se eie eer nie. God wat nie sogenoemd selfgesentreerd of selfsugtig is nie. Hoeveel te meer sal God nie aan ons gebede en versoeke luister en aan ons voorsien presies wat ons nodig het nie. Daarom kan ons maar met vrymoedigheid bid, want so waar as wragtig, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Die gelykenis sê iets oor ons vertroue in gebed, ja, maar dit sê baie meer oor God se voorsiening en God se genade. God wat uit liefde en verhouding sorg en voorsien aan sy kinders. En dit bring ons dan by die laaste deel van die skriflesing, om dit eintlik maar net verder vas te lê. Lukas 11, vers 11 tot 13. Watter vader onder julle sal as sy seun hom 'n vis vra vir hom 'n slang in plaas van 'n vis gee? Of as hy 'n eier vra vir hom 'n skorpioen gee? Nou as julle wat sleg is, dan weet om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. As 'n pa wat menslik is en inherënt maar sondig en sleg is, steeds die goeie vir sy kind kan gee, dan sal ons hemelse Vader dit net soveel te meer kan doen. God is nie daarop uit om ons uit te lag of te tart deur onsinnige versoekinge of valse genade nie. God is nie daarop uit om ons te straf, pyn te laat ervaar of seer te maak nie. God gaan nou werklik nie vir jou 'n slang of 'n skorpioen gee as jy vir iets so eenvoudig soos 'n vis of eier vra nie. God se voorsiening is opreg. God se voorsiening is volmaak. En God se voorsiening vind altyd plaas uit en deur die liefde en genade van God Drie-enig. God gee aan ons die Heilige Gees, onvoorwaardelik. God voorsien aan ons behoeftes met God se eie teenwoordigheid. Met ander woorde, God outsource nie die werk van sy voorsiening, vrygewigheid en genade nie. God kies om intiem betrokke te wees by God se skepping. Eers stuur God self as seun om die gebrokenheid van die wêreld aan sy lyf te voel, sodat Jesus die Christus vir ons kon sterf en opstaan. Jesus is letterlik op hierdie manier
So met ander woorde, metafories dalk eerder, ons daaglikse brood. Ons kry daardie versekering dalk nie gereeld genoeg nie, deur ons viering van die nagmaal. Tog stuur God self ook as Heilige Gees, om ons bystand, raadgewer en trooster te wees in hierdie gebroke wêreld. God as Heilige Gees word gestuur, sodat ons te midde van die pyne en skete, die hartseer en gebrokenheid, die honger en onsekerheid kan beleef dat God intiem betrokke en teenwoordig is en bly. En dit bring ons dan weer by die disippels se eenvoudige versoek, wat nou ook ons versoek raak. Here, leer ons tog om te bid. Vader, dankie dat ons kan deelneem aan u liefde en versoening. Dankie dat ons nederige rol in u groot heerlikheid mag besef. Ons bid in absolute afhanklikheid dat u aan ons presies sal gee dit wat ons nodig het. Heilige Gees, wees tog ons trooster, ons leiding en ons voorspraak. Here Jesus, wees tog ons middelaar, ons verlosser, ons broer en ons vriend. Lei ons ook op pad om al meer soos u te leef en te wees. Vader, ons is u kinders. Dankie vir hierdie groot genade. En daarom bid ons, sommer as gemeente en as liggaam van Christus, Vader, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons ons sondes, want ook ons vergeef elkeen wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in die versoeking nie. Amen.